Goeienaand boere, weer 'n keer, soos ek beloof het, ons gaan deur die hele skrif gaan, van Genesis tot in Openbaring, sodat ek vir u volgens Vader se woord kan verduidelik die verskil tussen genade en genade. As ek dit in my uittaal kon uitdruk, wil ek vir u sê dat daar 'n gedeelte van genade is wat u gaan help toe lei, want dit is die genade van die Satan, en is daar 'n ander genade wat vir u gaan lei tot die pad van die Almagtige, en dit is sy woord, sy wet, sy weg, sy seun, wat vir ons kom sterf het, uit sy genade uit, sy mercy uit, om vir ons die kans te gee om terug te beweeg onder sy genade, onder sy guns in, sodat ons weer die seën en die welvaart kan beleef wat Vader van ons beloof het. Die sien genade kom in die ou verbond 69 keer voor, die Hebreërs noem dit die Tanakh, en 156 keer in die hernieuwde verbond. Hebreërs bestaan nie 'n ding soos 'n Nuwe Testament nie, want Yeshua het nie 'n Nuwe Testament kom spreek nie, hy het die Vader se verbond kom hernieu wat reeds bestaan het, en dit kom bevestig en vir ons weer die versekering gegee dat Vader se verbond nog staan, en dat ons genade en ons mercy en ons grace nog net so bestaan soos wat dit in die Ou Testament bestaan het. So ek gaan dit vanaand vir u wys. Die woord grace of genade kom 225 keer in die hernieuwde verbond voor, waarvan dit 102 keer net in die briewe van Paulus voorkom. As 'n spreekwoordjie wat sê, ons maai wat ons saai, wat ek vandag sien rondom ons, ons maai nie net altyd wat ons saai nie, ons maai ook wat gesaai is. So 'n mens moet maai wat gesaai is, met 'n ou bietjie gaan kyk, dit het 'n wyeer betekenis, is net die een versie. As jy die hele skrif gaan lees, of die hele hoofstuk gaan lees, dan kom 'n mens agter waarvan Spreuke gepraat het van jy so maai wat jy saai. Of ons maai wat ons gesaai het, of ons maai wat gesaai is. Deur gehoorsaamheid het ons genade en guns gevind in die Vader, omdat ons daarna gesoek het, en dit is gebaseer op meriete en op die manier waarop ons gewandel het. Die Hebreërs noem dit the walk of life. So dis die definisie van onverdiende genade is mercy. En guns is die mense wat na die wet soek en daarvolgens lewe, en daardeur kom ons onder die guns van Vader, of kom ons, soos wat die Engelsman sê, in good standing with the Father again. Dit is, ek wil dit vir u kortlik verduidelik, dit gaan oor genade en grace, of genade en genade, of mercy en grace. U word gevang vir 'n, kom ons sê, 'n spoedoortreding. U kom in die hof, en u erken in die hof dat u te vinnig gery het, en u vra die magistraat, wees my genadig, asseblief is my eerste oortreding, skenk aan my u genade, en betoon u genade aan my, en spreek my asseblief vry op hierdie sonde wat ek gedoen het, en die regter sê vir jou, ek sal jou hierdie ronde genadig wees. Ek gaan jou vryspreek en ek gaan jou nie vonnis nie. So gaan, jy's vrygespreek sonder enige oordeel en sonder enige straf, en daar stap jy uit. Hy het jou uit genade uit sy genade uit, het hy jou vrygespreek. Nou gaan jy uit, 3 weke later staan jy weer voor dieselfde regter in die hof, en jy's weer gevang vir spoed. Wat het nou gebeur? Deur sy onverdiende genade, deur sy mercy, het hy jou vrygespreek van jou oortreding, en het jou nie gestraf nie. 2 weke later staan jy voor dieselfde regter, en jy vra vir dieselfde regter, wees my genadig. En hy gaan vir jou sê, jy het geen genade in my oë gevind nie. Ek gaan jou hierdie ronde nie genadig wees nie, ek gaan my mercy verniet vir jou gee nie, want jy vind geen genade in my oë nie. Want jy het nie gaan regmaak die eerste keer toe ek jou genadig was nie. So met ander woorde, you are not in good standing with me. You are not in my favor. Jy is nie in my goeie boekies nie. Jy vind geen genade by my nie, geen grace. Hierdie ronde word nie gevonnis voordat wat jy aangevang het. Dit is presies wat van Genesis af tot in Openbaring met die volk gebeur. Die kerk, die Christendom, die Satan het hierdie woordjies gaan vat en gebruik tot hulle eie voordeel om ons weg te lok van die Almagtige se woord, sy wet, sy krag, sy beskerming, sy liefde, sy guns, sy lig, sy alles. So, as jy verstaan dat as 'n verskil tussen genade en genade. Vader, ek wil amper sê, dis die judge het die eerste keer vir jou vrygespreek om jy te vinnig gery het, en vir jou gesê, ek het jou nie gestraf nie, en dankie baie, en dan loop jy, maar
Onderaan op die papiertjie wat toe hy jou vrygespreek het, hy geskryf, terms and conditions apply. Terme en voorwaardes geld. Jy's vrygespreek uit mercy, uit genade, uit barmhartigheid. Nou is daar terme en voorwaardes wat jy moet nakom, om in sy gunst te kom, en in sy gunst te bly. Yeshua sê, wie in my bly, ek bly in hom. Nie wie een keer in my was, sal ek bly tot in ewigheid nie. Hy sê, wie in my bly, in hom sal ek bly. Wie in my bly, in hom sal my Vader bly. Weereens, terms and conditions. As jy genade wil hê van die Almagtige, dan moet jy sy terme en sy kondisies en sy voorwaardes nakom. En sy voorwaardes en sy termes en sy kondisies staan in sy wet opgeteken. Ek wil jy moet dit baie mooi verstaan, dat daar 'n groot verskil is tussen genade en genade, want as jy die verskil nie verstaan nie, gaan die Satan vir jou weglei hel toe, saam met hierdie kerke, en hierdie sisteem, en hierdie dominees, en hierdie priesters, en hierdie predikante, wat self hierdie woordjie genade nie verstaan nie, en wat die termes en die voorwaardes doelbewus van u weerhou, sodat u nie die pad na die Almagtige vind nie, want die pad is smal, en weinig sal hom vind. U moet mooi luister vanaand, as u die pad wil vind, en ek gee vanaand vir hierdie woorde, nie om die weg te lei van die Almagtige af nie, maar om die pad weer te laat vind, sodat ons weer guns sal vind, onder die Vader sy oë, en onder sy hart, en sy lering, en sy wet. Jy sien, ons moet, as ons dit glo, dan moet ons seker, dan moet ons doen, waarvoor ons glo. En waarin glo 'n mens? 'n Mens glo in Vader sy genade. Dis al wat die kerk jou leer. Jy moet net glo, eintlik leer hulle jou nie die Vader se genade, hulle sê jy moet glo in Jesus se genade. As jy in Jesus glo, dan kan jy maak wat jy wil, want hy overrule die Vader. Die wêreldse Jesus, die Christendom se Jesus, die katholieke Jesus, het vandag meer mag in die wêreld, as die almagtige skepper wat hierdie wêreld geskaap het. En ek val niemand aan nie, ek wys vir die waar die misleiding lê. Die Jesus prentjie, is die prentjie wat vandag, ek wil amper sê feature, in al die kerke. Vader bestaan nie meer nie. Hy is uitgestem, demokraties. Vader sê, reinig jouself en bekeer tot die waarheid, deur die Gees, tot die woord van die Almagtige. Vader se woord moet vir ons boere, vir ons Israeliete, vir ons volk, 'n goeie tyding wees. Dit moet nie vir ons 'n las wees nie. Maar vandag is dit ongelukkig vir 99% van Vader se volk, die grootste las wat enige iemand op sy skouers kon plaas, is dus die woord van die Almagtige. Omdat die kerk die woord van die Almagtige so beswadder, belaster, dat dit vir ons klink na iets verskriklike groot sonde, as ons net wil tog terugkeer na die woord van die Vader. Ek is in die Nuwe Testament, ek het baie vinnig deur die Ou Testament gehardloop, om vir u te probeer verduidelik in deel 1, die verskil tussen genade en genade. Die Nuwe Testament gaan ongelukkig 'n bietjie langer vat, ek gaan 'n bietjie meer tyd spandeer aan Paulus se briewe sodra ons daar kom, maar ek gaan vinnig deur die res van die Nuwe Testament hardloop, wil ek maar sê, en vir u skrifgedeeltes in die Nuwe Testament uithaal, sodat u verstaan al die plekke waar genade voorkom, behalwe die briewe van Paulus. Die sal ons heeltemal later aanpak, en dan hoop ek dat u na hierdie verduideliking ook selfs Paulus se briewe sou kan verstaan. 1 Petrus 2 sê, let dan af die weg van die sonde en groei in die waarheid, die woord en die wet. Is dit nie duidelik genoeg dat 'n mens moet verstaan, lê af die weg van die sonde en groei in die waarheid, die woord en die wet. Ek hoor baie Christene sê, luister, ek het Jesus aangestel as my persoonlike verlosser. Jy kan hom nie aanstel nie, want jy is nie sy baas nie. Jy's nie sy heerser nie, en jy's nie sy vader nie. Niemand kan hom aanstel as jou persoonlike verlosser nie. Jy moet hom aanvaar, soos wat hy is. En jy moet in sy weë gaan. Jy moet sy weë gaan volg. Dan sal hy self optree as jou verlosser. Niemand kan hom aanstel nie. Want as jy persoonlik hom wil aanstel, dan beteken dat jy wil hom daar die lig uit wil haal, hier om in jou donker gat kom insleep, sodat hy saam met jou in die donker te kan lewe. En jy wil hom net so sondig maak soos wat jy is, soos wat die Fariseërs met hom gemaak het, deur hom te beskuldig van sonde en hom vermoor het aan 'n folterpaal, terwyl hy onskuldig was. Hy is die verlosser
En hy is die gehoorsaam se verlosser. Net die wat gehoorsaam is aan die Almagtige. Ongelukkig is Yeshua die woord, die wet van die Almagtige. So, jy wat sê, ek glo in Jesus Christus, dis die katholieke Jesus en dis die seun van Satan, hy het niks met die wet te doen nie, want Jesus Christus haat die wet. En hy probeer die wêreld weglei van Vader se wet, Vader se woord, Vader se verordeninge, Vader se beskerming, Vader se liefde. Yeshua het gesê, dis die verlosser, dis die seun van die Almagtige, het gesê, die wat my waardig is, sal my Vader waardig ag. Ek is die weg, die woord en die lig. En jy sal nie na die Vader toe kom, behalwe deur my nie. So as jy die wet verwerp, die woord verwerp en die lig verwerp, sal jy die lig van die Almagtige nooit sien nie. Jy sal die deur van die koninkryk nooit vind nie, want jy is nie op daai pad nie. 1 Petrus 2 vers 19 sê, want dit is genade, as iemand ter wille van die gewete voor Vader leed verdra, deur onregverdig te ly. Wat is die genade? Good standing with. As jy onregverdig ly voor die Almagtige as gevolg van sy wet en sy woord en sy waarheid, sal Vader jou guns bewys, jy sal sy guns vind. Vader het nêrens gesê, as jy ly omdat jy skuldig was, sal ek jou genade betoon nie. Hy sê, as jy ly omdat jy onskuldig was, ter wille van my, dan sal jy my guns vind. Guns is iets wat 'n mens moet vind. Nêrens in die skrif lees ek, my guns kry nie. Ek lees deur die hele skrif. Guns word gevind. En guns moet gesoek word. Want as jy guns nie soek nie, sal jy guns nie vind nie. Dis iets wat jy kry nie. Mercy is iets wat jy kry, guns is iets wat jy moet gaan soek, sodat jy dit kan vind, sodat jy in daai guns voor die Almagtige Vader kan kom staan. 1 Petrus 3 vers 1 sê, net so moet julle vroue aan julle eie mans onderdanig wees, sodat as sommige aan die woord ongehoorsaam is, wat is die woord van Vader? Dis sy wet. Hulle ook deur die wandel van die vroue sonder die woord gewin kan word. So, die voorbeeld van die vroue sonder om 'n woord te spreek, as hulle wandel volgens die wet van die Vader, kan hierdie wandeling, to walk the walk, 'n voorbeeld wees en hulle weer terugbring op die pad van die Vader. As hulle julle reine, godvreesende wandel aanskou. Hier kom dit weer. Hoe moet ons wandel? Rein, godvreesend, klaar. Godvreesend, niemand vrees meer God nie, almal vrees Satan. Jesus het ons verlos, party vrees ook nie meer die Satan nie. Maar die Almagtige, die skepper van aarde, word glad nie meer gevrees nie. Hy word een kant toe gestoot. Ons volk sê, sorry ons Vader, ons hemelse Vader, jy is bietjie daai een kant toe, ons stoot jou soen toe, want hier het 'n ander ou gekom, Jesus Christus. Hy sal ons kom red. Ongeag wat jy dink, en ongeag wat jy vir ons gesê het vir die laaste 6000 jaar. Hier het 'n nuwe ouetjie gekom in 600 jaar na die Messias opgevaar het, en die kerk het hom gedoop, Jesus Christus, en hy is die ouetjie wat ons kan verlos. Ons is weg van die Vader af, en ons hardloop almal agter die Jesus aan. Die Jesus is die pad na die hel. Luister wat ek vir julle vandag sê. As jy Yeshua, die seun van die Vader, verwerp het, as jy die wet en die woord van die Vader verwerp het, kan jy Jesus en Jesus en Jesus tot jy blou word. Jy sal die deur van die Almagtige se koninkryk nie vind nie. Vers 7 sê, net so moet julle manne verstandig met hulle saamlewe en aan die vroulike geslag as die swakkere eer bewys, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is. Wat is die genade van die lewe? Die guns van die lewe. Weereens gaan kyk na die vers en die konteks waarin dit geskryf is en verwyder die Satan se genade en grace uit die versie uit, dan gaan jy verstaan wat die Almagtige vir ons probeer sê. Vers 9 sê, vergeld geen kwaad met kwaad of skelwoorde met skelwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle die seën kan beerwe. Want wie die lewe wil lief hê en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is, en sy lippe, dat hulle geen bedrog spreek nie. Hy moet afwyk van wat verkeerd is. Hoe moet ons afwyk daarvan? Ons moet terugkom na dit wat reg is. Ons moet regverdig wandel. Ons moet van onregverdigheid af terugkeer na die pad van regverdigheid. Maar die pad van die regverdigheid is die pad wat na die koninkryk se deur lei. Dis die smal weg.
Want die oë van die Almagtige is op die regverdige en sy ore tot hulle gebed. Maar die aangesig van die Almagtige is teen die kwaaddoeners. Luister mooi, dit staan in 1 Petrus, vers 12. Want die oë van die Almagtige is op die regverdige en sy ore tot hulle gebed. Maar die aangesig van die Almagtige is teen die kwaaddoeners. Ek haal partykeer in die skrif, in 'n debat haal ek 'n versie uit, spreek uit aan vir party mense, en dan sê hulle vir my, ek lewe nog in die Ou Testament, die wet is gekruisig, so ek moet asseblief bietjie wegkom met die Ou Testament uit. Hier staan dit in 1 Petrus, die Almagtige se oë is gevestig op die regverdige, dus wie hy gaan genade betoon, want die regverdige het guns gevind in die oë van die Almagtige. Spreuke 24 vers 9 sê, die sonde is 'n dwaase voorneme en die spotter is 'n gruwel vir die mensdom. Spreuke 28 vers 9 sê, wie sy oor wegdraai om nie na die wet te luister nie, selfs sy gebed is 'n gruwel. Nuwe Testament, Petrus stel dit so, soos wat dit reeds in Spreuke gesê is, want selfs jou gebed is 'n gruwel vir die Almagtige, as jy in ongeregtigheid wandel, in sy wet, en sy woord, en sy beskerming, en sy lig, en sy eniggebore seun verwerp, terwille van die Katolieke Jesus Christus. 1 Petrus 5 vers 2 sê, hou as herders toesig oor die kudde van die Vader wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilligheid, nie uit vuil gewin nie, maar uit bereidwilligheid. Ook nie as herders oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. Nou baie mense sê, maar luister, hierdie dominee, 'n voorbeeld. Hy vloek nie, en hy rook nie, en hy sag geaard, en hy's altyd daar, as iemand hulp soek. Jy sien, 'n goeie voorbeeld, en 'n goeie voorbeeld, dis nou presies soos genade en genade. 'n dominee wat die wet verwerp, 'n dominee wat Vader se Sabbat verwerp, 'n dominee wat sê, ons is nie meer onder die wet nie, wat se voorbeeld is hy vir die volk? Gaan kyk 'n bietjie. Meet bietjie u dominee en u leraar aan die waarheid wat in die skrif staan. En dan kyk u of hy nog so 'n goeie ouetjie is. Maar ons emosies is besig om ons te lei, want ons is onder die beheer van die humanis en die sosiale druk. Want ons is heeltemal van die pad af, wanneer ons Vader se wet, sy woord en sy waarheid probeer leer vir die volk. En ek besef vandag, as daar vandag 'n dominee is, wat opstaan in sy kerk, en hierdie goed begin preek, en dit aan die volk bekend maak, is hy binne 2 maande sonder 'n job. Want daar is nie 'n dominee in ons land, wat nie 'n werknemer is, van die kerk, wat sy werkgewer is. En die kerk is die werknemer van die Katolieke en die Romeinse Ryk, die paus. En hier is 'n uitdaging aan enige dominee in Suid-Afrika vandag. Stop die drek wat jy die volk mee mislei en verkondig Vader se woord. En ek waarborg jou, jy verloor binne 3 maande jou job, jy is jou werk kwyt, die kerk wil jou nie meer hê nie, jy is jou gemeente kwyt en jou kerk loop leeg. Ons preek vandag wat die Satan wil hê wat die volk behoor, terwille van geld. Ek gaan aan. Baie mense sê vir my, luister, Jesus het vir ons alles kom doen. Hy het vir ons sondes gekom sterf, al wat ons nou moet doen, is ons moet glo. Aan die kruis het hy gesê, dit is volbring. En dominees, en priesters, en predikante, gebruik hierdie versie, en sê, dit beteken, die wet is nou vernietig. Dis die leuen van die Satan, wat hierdie drek in ons volk en in die kerk verkondig, om ons volk te mislei. Daai versie beteken, ek het kon doen wat ek moes doen. Ek het my werk en my plig voltooi. Dit is hier afgesluit. U en ek moet nou doen wat hy ons beveel het. Ons moet doen. Hy het nêrens kom beveel dat ons niks moet doen nie. Moenie mislei word deur die leuen van die Satan en die kerk en een Bybelversie nie. Petrus 1 vers 1, Simon Petrus, 'n diensknegt en apostel van Yeshua, aan die wat net so 'n kosbare geloof as ons verkry het, deur die geregtigheid van ons almagtige en saligmaker Yeshua. Hoe het Simon Petrus dit gekry? Deur middel van geregtigheid. Mag die genade en die vrede
vir julle vermeerder word deur die kennis van die Almagtige en Yeshua ons Verlosser. Dit staan tog in die boek. Dis nie my woorde wat ek hier voorlê nie. Dis nie my opinie nie. Ek lees vir die wat in die skrif staan. Dis in die Nuwe Testament of in die hernieuwde verbond. 2 Petrus 2. Die valse leraars. Daar was ook valse profete onder die volk. Net soos daar onder julle valse leraars sal wees wat verderflike ketterye heimlik sal invoer en ook die Almagtige wat hulle gekoop het verloon en 'n vinnige verderf oor hulle bring. Heimlik. Satan kom in skaapklere. Hy mens soos 'n skaap. Hy loop saam met die skape. Hy slaap saam met die skape in die kraal. Hy het nie as 'n wolf gekom nie. Gaan lees die skrif. Hy kom as 'n skaap. Hy kom as alles wat u in u lewe voor gebid het. Maar as u Vader se woord nie verstaan nie, gaan sy wolfagtige gees u aan flarder ruk en u vernietig tot in die hel van die Satan. Dis nie my woorde nie, dis Yeshua se woorde wat ons gewaarsku het teen hierdie tipe van leraars, profete en priesters wat wolwe is, wat in skaapklere na ons toe kom. Ek gaan aan. 2 Petrus 3. Groei dan. Die Almagtige vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is langmoedig oor ons en wil hê dat hy wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar eerder dat almal tot bekering moet kom. 2 Petrus, dis nie 'n Ou Testamentiese wet nie. Vader wil niemand laat verlore gaan nie. Hy sê dit in Esegiel, hy sê dit in Jesaja, hy sê wat se guns het ek aan die tot niet maak van die goddelose. Wil ek nie eerder hê dat die goddelose hom moet bekeer sodat ek sy siel kan red nie. Hier staan dit in 2 Petrus 3. Vader, stel hierdie dag uit sodat ons nie moet vergaan nie, maar almal tot bekering moet kom. Wat is bekering? Het die kerk al ooit vir u verduidelik wat bekering beteken? Bekering beteken los die drek waarmee jy besig is. En jou varkvreetfeeste, en jou Kersfees, en jou Haasfees, en jou Valentine, en alles wat jy nie moes gedoen het nie, waarteen ons gewaarsku is, en kom terug na die Vader se pad, en vergeet van feeste en lekkernye, dan het jy jou bekeer, en aanvaar my woord, as die lamp vir jou voet, en die weg na die koninkryk, dan sal dit anders lyk in ons volk. 2 Johannes, die ouderlinge aan die uitverkore vrou en haar kinders, wat ek in waarheid lief het, en nie ek alleen nie, maar ook almal wat die waarheid leer ken het. Ek hoef niks verder te sê nie. As jy die waarheid nie leer ken het nie, het jy die Almagtige van die waarheid nog nie leer ken nie. En dan sal die Jesus Christus van die kerk jou verlei tot in die hel. Die waarheid van die Almagtige, die waarheid van die Skepper is sy woord. Sy woord is nie gekruisig nie, en sy woord sal staan tot in ewigheid. Terwille van die waarheid wat in ons bly en by ons vir ewig sal wees, genade, hoe het ons net nou gesê, wat beteken genade? Guns. Genade, barmhartigheid en vrede. Guns, barmhartigheid en vrede. Nie genade, genade en vrede nie. Guns, barmhartigheid en vrede. Mag dit met julle wees van die Almagtige en van sy seun Yeshua in waarheid en liefde. Kom dit weer. Waarheid en liefde. Wat is waarheid? Vader se woord. Vader se wet. Wat is liefde? Vader se woord. Vader se wet. Ek gaan aan. Ek was baie bly dat ek van die kinders gevind het wat in die waarheid wandel, soos ons 'n gebod van die Vader af ontvang het, vers 10. En nou bid ek die uitverkore vrou, nie asof ek 'n nuwe verbod skryf nie, maar een wat ons van die begin af gehad het, dat ons mekaar moet lief hê. Dis nie 'n nuwe gebod wat die katholieke Jesus ewe skielik kom vestig het en alle ander goed gekruisig het nie. Ons het hierdie verbod van die begin af, en as jy die 10 gebooie gaan lees, dan gaan jy agterkom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, eer jou vader en jou moeder, jy mag nie jou vrou se naaste se vrou begeer, jy mag nie steel, jy mag nie vloekie, daar is die tweede gebod van die naaste. Dis nie 'n nuwe gebod nie. Dis 'n ou verbod.
wat kom bekragtig en hernie is. Dis soos 'n huurkontrak, as jy in jou huis bly, en jy betaal elke maand jou huur. Hierdie huurkontrak is vir 'n jaar geldig, maar jy het die opsie om hierdie huurkontrak te hernie na die einde van die jaar. Hy gaan nie verander nie. Daar gaan net nog 'n termyn bygevoeg word. En dis presies wat met die ou verbond en die herniede verbond gebeur. Niks het kom verander nie. Jy bly nog in dieselfde huis. Jy betaal nog dieselfde huur en die voorwaardes vir die kontrak is presies dieselfde. Die herniede verbond het net bevestig dat die ou verbond bekragtig is en dat alles in hierdie verbond presies nog staan en voortbestaan soos wat dit in die ou verbond was. Gaan kyk 'n bietjie na 'n simpel huurkontrak. Hy werk presies op dieselfde prinsip. Elkeen wat 'n oortreder is en nie bly in die leer van die Almagtige nie, hy het die Vader nie. Wie in die leer van Yeshua bly, hy het die Vader sowel as die Seun. Wat het Yeshua ons kom leer? Wat het hy kom doen toe hy op die aarde was? Hy het net die woord en die wet van die Almagtige verkondig en voorgelees in die sinagoge Sabbat. So, hier staan dit geskryf. U kan dit gaan verdraai, sodat dit by u verwronge sonde kan aanpas, en sodat dit u gesonde verstand kan oordonder, en vir u probeer wys maak dat u reg is. Want die een wat hom groet, luister mooi, vers 10 sê, as iemand na julle toe kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie, en groet hom nie. Hier staan nie 'n evangelie nie. Hier staan die een wat hierdie leer nie bring nie. Wat het Yeshua kom leer? Yeshua het sy Vader se wet en sy Vader se woord vir die volk kom leer. Om weer terug te kom om te bekeer tot op die pad. Wie hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie eers in jou huis nie. Jy het gesien toe ek direk ou verbond gekom het, Vader het gesê hulle moet doodgeslaan word. Elkeen wat hom groet, het gemeenskap aan sy bose werke. Ons nooit te graag die dominee, maar hy is 'n goeie ou, volgens ons standaard. Volgens Vader se standaard is hy drek. Vader haat hom. Want hy bring nie die leer nie. Hy bring die leer van Satan in jou huis en hy verlei jou volk. Alhoewel ek baie het om na julle te skryf, wou ek nie met papier en ink doen nie, maar ek hoop om na julle te kom en van mond tot mond met julle te spreek, sodat ons blydskap volkome kan wees. Jy sien, die ou verbond leer vir ons presies hoe om Vader gehoorsaam te wees. Daai 613 wette, ek is besig met hulle, ons is by deel 2, dit gaan nog 'n paar gedeeltes vat, het Vader presies geskryf hoe ons moet lewe en hoe ons moet doen om in sy guns te kom, onder sy genade te kom. Die herniede verbond wys wat ons moet doen om in Yeshua te bly. Want onthou, Yeshua is Vader se seun. Yeshua is Vader se wet. Yeshua is Vader se woord. Yeshua is Vader se liefde. Yeshua is Vader se redding. Yeshua is Vader se weg. So wat moet ons doen? Wat moet ons nou doen om op hierdie pad te bly? En dit het Yeshua vir ons kom vertel. Hy het ons presies kom leer in sy eie woorde van hoe lyk die smal weg, en dat sy bloed wat hy opgeoffer het, is die dak bo die smal weg, om ons te beskerm op hierdie pad, sodat ons onder sy bloed kan wandel. Maar wanneer ons afdwaal van die pad af, is ons ook onder sy bloed uit. Maar ongelukkig verwerp die kerk, die Christendom, die Satan en die Jesus wat hierdie aan die kruis kom vaslaan het, dit alles terwille van vrede, wie hulle, dat hulle die weg van Kain bewandel en om loon vir hulle self in die verleiding van Biliam gestort en in verset van Korah gekom. Hulle is skandvlekke in julle liefdesmaaltye, wat sonder vrees saam fees hou en hulle self voel, waterlose wolke, deur winde voortgedrywe, bome in die nasomer sonder vrugte. Die skrif sê aan hulle vrugte sal jy hulle ken. 2 maal gestorwe, ontwortel, woeste golwe van die see, wat hulle eie skandes laat opskyn, dwaalsterre vir wie die donkerheid van die duisternis vir ewig bewaar word. Harde woorde, wat die goddelose sondaars teen hom gespreek het. Hulle is murmureerders oor wat kla oor alles. Volgens hulle begeerlikhede wandel hulle, en hulle mond spreek trotse woorde, terwyl hulle mense vlei ter wille van voordeel. Ek gaan kyk 'n bietjie hoe gaan dit in ons kerke. Maar julle geliefdes moet die woorde onderhou wat tevore gespreek is deur die apostels van ons Yeshua.
dat hulle vir julle gesê het, in die laaste tyd sal daar spotters wees, wat volgens hulle eie goddelose begeerlikhede wandel. Dit is hulle wat skeuring maak, sinnelike mense wat die Gees nie het nie. Maar julle geliefdes moet julle self opbou in die allerhoogste geloof en in die Heilige Gees bid, en julle in die liefde van Almagtige bewaar, terwyl julle die barmhartigheid, genade van ons Yeshua tot die ewige lewe verwag. En aan sommige wat twyfel, moet julle barmhartigheid bewys, maar aan ander moet julle net vrees red. Ons moet hulle met vrees red. Ruk hulle uit die vuur uit, en ook die kleed met julle hart wat deur sonde bevlek is. Aan hom, nou wat magtig is, om julle van struikeling te bewaar, en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met juiging. Openbaring 1, die openbaring van Yeshua, wat van die Vader gegee is, het gekom om aan sy diensknegt te toon, wat gou moet gebeur, en wat hy deur die sending van sy engel, aan sy diensknegte Johannes te kenne gegee het, wat getuig het, dat die woord van die Vader, en die getuienisse van Yeshua, alles wat jy, salig is hy, wat die woorde van die profesie lees, en die wat het hoor en bewaar, wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. Wat beteken dit? Ons moet dit hoor en ons moet dit bewaar. Wat moet ons hoor en wat moet ons bewaar? Yeshua se woord. Wat is Yeshua se woord? Vader se wet. Openbaring 22 sê dit so. En hy sê vir my, moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby. Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen. Wie vuil is, laat hom nog vuiler word. Laat die regverdige regverdiger word, en laat die heilige nog heiliger word. Maar laat hierdie wat onreg doen, nog meer onreg doen. En kyk, ek kom gou, en my loon is by my, om elkeen te vergeld, soos wat sy werke was. Hierdie wil die Christene glad nie. Hulle dink, ons gaan gered word uit ons geloof. Openbaring spreek die Gees met Johannes en sê, elkeen sal geoordeel word volgens sy werke. Ek is die Alpha en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle die reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte van die stad. Dis nie my opinie nie, dit staan geskryf in Openbaring, die laaste boek, die laaste waarskuwing vir hierdie volk. Ek, Yeshua, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Ek is die wortel van die geslag van Dawid, die blink morgenster. En die Gees en die bruid sê, kom en laat hom hoor, en kom en laat hom wat dors het, kom, en laat hom wat wil die water van die lewe neem verniet. Want ek beduig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor. As iemand by hierdie dinge byvoeg, sal Vader op die pla ook, of sal Vader ook by die pla van hom byvoeg. Gaan kyk 'n bietjie hoeveel versies word, of hoeveel verduidelikings word bygevoeg by dit wat die Vader se woord staan, wat hy glad nie gesê het. God het vir my gesê, ek het 'n heilige handdoek, en as jy my R500 stuur, sê God sal jou seën, en dan stuur ek vir jou die handdoek, en God sal al die onheil uit jou huis uit verwyder, en God sal jou seën, en Jesus Christus sal met jou wees, en. Dis sulke tipe goed, waarvan die skrif praat. En as iemand iets van die woorde van hierdie boek, van hierdie profesie wegneem, dan sal Vader sy deel wegneem uit die boek van die lewe. Luister mooi wat hier staan. As jy enige iets wat in hierdie boek staan, wegneem, verwyder en verwerp, sal jou naam uit die boek van die lewe verwyder en verwerp word. Dis nie my opinie nie. Vader sê, as jy my woord verwerp, my weg verwerp, en hierdie woorde van my verwerp, en enige woord wegneem wat hier staan, sal jou naam uit die boek van die lewe weggeneem en verwerp word. Dan is jy nie meer onder die guns van die Almagtige. Ek gaan gou vir u lees, in Daniel het dit so gestaan, en jy Daniel, Daniel 12 vers 4, en jy Daniel, hou die woorde geheim, en verseël die boek tot die einde toe. Baie sal dit deursoek, en die kennis sal vermeerder. Wie ondersoek vandag Vader se woord? Niemand? Ons hardloop agter Jesus aan, van die kerk. Jou kennis sal nie vermeerder in dit wat die Vader bedoel het, as jy dit nie gaan soek in sy boek nie. Dit staan reeds in Daniel so geskryf. Daniel 12 vers 9 sê, en hy het gesê, gaan heen Daniel, want die woorde bly verborge en verseël tot die tyd van die einde toe. So van Daniel af,
tot in Openbaring, het Vader sy woord toegesluit, vir die wat dit nie wil hoor nie. En Vader sy woord toegesluit, en hy sal dit net openbaar maak vir die wat na die sleutel soek. En die sleutel van Vader se woord, het Vader vir ons gebere, binne in ons eie hart. Daai sleutel het hy geskryf in Eksodus 20. Maar ons gaan soek die sleutel in die kerk, op Kersfees, wat ons vark vreet, en 'n vark op die spit draai, en by die Haasfees, by die Paasfees van die kerk, ons ham vreet, en ons gaan soek die sleutel oral, en ons soek dit by die katholieke Jesus, want hy het die sleutel tot die heerlikheid, sê hy. Satan sê, ek het die sleutel tot die heerlikheid. Vader sê, die sleutel van die heerlikheid van my koninkryk het ek toegesluit in die eie hart, met die woorde wat ek met u gespreek het, wat u verwerp het. Gaan sluit vanaand u hart oop, met die sleutel van die waarheid, en kom weg van die pad van die leuen, en aanvaar weer die lig van Vader se woord, en sy wet, en sy verordeninge, wat vir die voete 'n lamp is, op die pad tot die ewigheid. Ek sal met die derde en die vierde deel, gaan ons 'n bietjie nader staan in Paulus se briewe, en dan gaan ek vir u verduidelik, in Paulus se briewe, soos wat dit in die skrif staan, as jy die woordjie genade vervang met guns, en barmhartigheid, waar dit pas, dan gaan jy agterkom, dat die kerk is besig om dit te mislei. Die kerk verstaan self nie, ons dominees verstaan dit self nie, want hulle wil dit nie verstaan nie, want hulle is nooit so geleer nie. Ek sê weer, my gebede is, mag die almagtige skepper van hemel en aarde, die God van Abraham, die God van Isak, en die God van Jakob, elkeen van u, sy oë open, om die betekenis van die woordjie genade te besef en te verstaan. En ook aan ons priesters, ons profete, ons leraars, om hierdie woordjie te verstaan en die betekenis daarvan reg oor te dra aan ons volk, sodat die Satan uit ons midde uitgeroei kan word, en ons weer die guns van die Almagtige ervaar, sodat dit was in die tyd van Abraham, Isak en Jakob. Amen.